Ontbyt met Duppie en Nina. Dis 'n Woensdag en dit beteken jou mense, my mense. So by ons in die studio is spraakterapeut Marlies Delport en die CEO van Jacaranda en Louis Botha Kinderreise Charlene Grobler. Môre julle. Hallo. Dis so lekker om julle hierso by ons te hê. So ons het bietjie vroeër gepraat oor van die kinders wat daar is by julle in die kinderreise wat kan baat by hierdie weighted teddies, maar kom ons gaan bietjie terug na die begin toe. Charlene, vertel ons een of twee van die stories van hoe die kinders daar by julle beland het in die kinderreise, want ek dink dit is nie altyd soos wat mens dink nie. Nee, dis 'n baie goeie vraag. Min mense weet dat die kinders in ons sorg is met 'n wetlike hofbevel. So ons word die voog van daai kind. Mense verstaan dit nie altyd nie. Hulle dink jy kan net die kinders kom aflaai, maar dit is nie die geval nie. Maar 'n storie wat vir my altyd sal uitstaan is 4 dogters wat ek opgeneem het. En hulle het in 'n polisie van daar aangekom, die dogters agter. En die pa het agteraan gery en gegil en geskreeu en dit was so 'n traumatiese opname gewees. En die dogters was so vuil en die een dogtertjie se hare was so kort. Ek het gedink sy's 'n seentjie en ek tog liewe land het ek plek in my seuns huise want ek het nou 4 dogters. En daai pa toe moes die polisie die pa wegvat en ons loop in die kamer in en ek sê vir hulle, okay, hier's julle 2 se beddens, hier's julle kaste en hulle soos Tannie, dis die eerste keer, die oudste was 16, dis die eerste keer wat ek 'n bed gaan hê, en ek het nou my eie kas. Sy sê, maar nou het ons 2 sissies elk, en ons het 'n kamer. Ek soos nie, julle verstaan nie, hierdie is jou bed, met jou kas, daar's jou sissies in die ander 2 te ander kamer. Ek sal nooit in my lewe dit vergeet nie. Ja, nou, ek dink dis algemene kennis, ons lees daarvan in die nuus, dat die kinderhuise nie kan staat maak op die staatssubsidie op die oomblik meer nie. En hoe die kinderhuise oor en oor hulle sente moet omdraai, ander planne moet maak om fondse in die hande te kry. Hierdie gebeur nou al hoe meer, dat die staat, jy weet, bloot eenvoudig net nie betaal nie, is waarop dit neerkom. So, hoe kry julle die dinge reg? Hoe swaar trek julle op die oomblik sonder die subsidies? Ons het ons laaste geld, die finansiële jaar begin 1 April, hulle het 11 Augustus ons laaste geld betaal. So, dit voel asof bemarking bedel geword het vir ons, want dis al wat ons doen. Jy kom by niks anders uit nie. Ons gaan sien companies en vra net asseblief raak betrokke, van die gemeenskap hou ons aan die gang. So ons reël ons eie golfdag, daar is nie geld om iemand te betaal om dit vir ons te reël. So ons doen al hoe meer goed self, en ek kan eerlikwaar sien hoe die personeel swaar kry hierdie jaar, want almal doen ietsie ekstra, en dis nie regverdig nie, dis klaar moeilike werk. Ja, ek wil net sê, behalwe vir daai emosionele druk wat jy dra, van die ongelooflike werk wat jy doen, is dit nou finansiëel, jy moet ekstra werkies doen om ekstra geld, dit is nie regverdig nie. Nee, dit is nie. So wat nou, okay, natuurlik nou behalwe die finansiële behoefte, wat is die grootste behoefte wat jy het? Ons het 'n lysie gemaak, hy's baie kort, maar soos 'n gewone huis, toiletware, skryfbehoeftes en skoonmaakmiddels is maar elke maand. Maar ons het 'n lysie nou gemaak van die goed wat ons die meeste gebruik. Jy weet die algemene goed soos rys en pasta, skottelgoed, seep is normale huishouding net mal 30. So dis nogals duur. Ek sê die wanpersepsie dat net die seuns baie eet. Dit is nie so nie. Die dogter sou ook die girls groei ook. Presies. Ja. Ons sien nie die seuns eet baie. Ek sê nee. Ja. So en ons jy wil nie te veel gee, maar jy wil genoeg gee, want ons kinders weet hoe voel dit om niks te hê nie. So om aan daai middelweg te kry hierdie jaar was nie maklik nie. En as mense nou so daaraan dink, is daai lysie op 'n Facebookblad of op 'n webtuiste beskikbaar? Hoe kan mense ingryp en wat wil help? Dis 'n baie goeie idee. Dankie Dobie. Ek sal dit sommer op Facebook plaas. Is regtig 'n kort eenvoudige lysie, maar mense bel dan sê Tannie, nee, maar sy kan net 2 pakkies rys. Sê ek Dan Tannie, sê jy bring. Presies. Ja. Dis 2 pakkies rys wat die kinderreis nie hoef te gaan koop nie. Absoluut. Elke bietjie, ek weet dit is so klise, maar elke bietjie maak jy emmer vol, maar dit doen regtig vir ons. So ek sal dit op Facebook plaas. Ja, ek dink is 'n goeie plan. Ja. So kom ons begin daar. Ons is nou weer terug met ons gaste in die ateljee, spraakterapeut Marlies Delport. Sy het nog nie veel gespraak nie, maar Ja, sy kom. Kom. Die spraak is maar nog min, want sy moet nog gaan werk nou. En dan die CEO van die kinderhuise Charlene Grobler, ons is nou weer terug.
Dis jou mense, my mense. So by ons in die ateljee is die CEO van Jacaranda en Louis Botha Kinderhuise, Charlene Grobler, en 'n spraakterapeut Marlies Delport. So Marlies, nou sit bietjie jou spraakbeurt. Nou kan jy spraak. Ek hoor jy's die nuutste toevoeging en die grootste blessing tot die Jacaranda Kinderhuis. Maar hoekom is dit so belangrik dat hierdie kinders terapie ontvang? Weet jy, die probleem is hierdie kinders kom by ons aan en dan het hulle uit die aard van die saak so agterstand. Hulle het in 'n omgewing gewoon waar dit nooit regtig prioriteit was noodwendig om skool toe te gaan nie. Daar was net die gewone stimulasie. Ek veralgemeen nou, maar gewoonlik is daar nou nie 'n mamma en 'n pappa by die huis wat in die aand saam met my boek lees nie. So die kinders kom by ons aan en daar is net hierdie leemte in hulle taalontwikkeling. En nie net taalontwikkeling nie, algemene ontwikkeling. So dan sit ons met kinders wat op die ou ende moet na spesiale skole toe skuif, nie omdat die potensiaal nie daar is nie, maar omdat die ontwikkeling nie daar is nie. Jesus, dit maak my so hartseer, want dit is iets wat mens so vanselfsprekend aanvaar. Mamma wat vir 'n kind 'n boek lees. Ja. So, jy's nou al 'n rukkie by die kinderhuis. Wat 'n verskil maak hierdie terapie? Aan die begin is dit moeilik om te sê daar's 'n verskil. Terapie is 'n langtermynproses. Ja. Maar wat ek kan deel, daar was een seentjie toe ek begin het by die kinderhuis en hy het op die punt gestaan om geskuif te word na 'n sê nou maar spesiale skole, Elsen skool toe. En ons het na die skool toe gegaan en gesê, gee ons 'n kans. Gee ons 'n bietjie tyd met hierdie ouetjie en ek het hom 2 keer 'n week begin sien en hy floreer in Hoofstroom. Dis 'n ouetjie wat kan 'n normale matriek kry, wat moontlik kan studeer en hy sou moontlik in 'n ander skool opgeëindig het. So dis 'n klein voorbeeld van wat ons kan doen. En daai hou jou aan die gang, né? Absoluut. Ja. So die realiteit van die saak is, daar is te veel kinders vir jou om by uit te kom. Ja. En toe het jy 'n voorstel gemaak dat hierdie kinders wat so aan blootgestel is aan die trauma en goed waarby jy nie noodwendig kan uitkom nie, kan baat by weighted teddies. Ja, so die weighted teddies, dit is nou meer arbeidsterapie area, maar ek het self ook gesien, ek het aanvanklik weighted teddies gaan aankoop met die idee dat ek dit tydens assesserings kan gebruik. Maar assesserings is vreeslik vervelig en nou is hierdie kinders besig en hulle wil nie stil sit nie. So het ek met die idee om dit te gebruik tydens assesserings met Miana kontak gemaak. En daar is eintlik baie navorsing oor hoe kalmerend dit kan wees. So nie net is daar agterstande by die kinders nie, maar daar's gewoonlik probleme met sensoriese en emosionele regulasie. So as jy daai goed nie in plek kan kry nie, gaan hulle jy gaan in elk geval nie kognitief met hierdie kind kan werk nie, want hulle lyf is nie op die vlak om dit in te neem nie. En ek het byvoorbeeld een van die teddies gehad en ek het 'n 15-jarige seun wat skielik kan sit en fokus in taalterapie want daar's 'n teddie op sy skoot. Amazing. So, ons het vir Miana Spies, jy het nou net haar naam genoem, ons het al met haar gesels op jou mense, my mense, maar ons het haar ook op die lyn. Hallo Miana. Goeiemôre julle, hoe gaan dit? Goed en jy? Dit gaan goed, dankie. Dis lekker om weer by julle te kuier. Ja, dis so lekker om jou stem te hoor. So, Marlies het nou net vertel van wat 'n groot verskil 'n teddy, mense noem dit 'n teddy en dit klink stupid, maar 'n 15-jarige seun se lewe gemaak het. Kan jy ons nog so 'n bietjie meer vertel van die voordele van die teddies? Weet jy, hierdie teddies het ek aanvanklik begin met kinders wat gesukkel het met konsentrasie en ons het net gesien dat dit 'n ongelooflike effek het. So vir kinders wat angstig is, wat konsentrasieprobleme het, wat sukkel om te slaap, wat net bietjie daai emosionele geborgenheid nodig het, maak dit net 'n ongelooflike groot verskil en ons maak hulle nou al so 5 jaar en sedertdien is daar nou baie terapeute en ouers wat die teddies gebruik en dit is net, ja, soos ek sê, ongelooflik die terugvoer wat ons kry, wat hierdie teddies het vir die kinders en vir volwassenes selfs. Ja. Wat 'n bietjie weet oor werk is of 'n bietjie baie spanning het, dit maak 'n baie groot verskil. Kyk, ons het self ene wat hierso rondfluit in die kantoor wat ons gaan haal as ons bietjie liefde nodig het. Hoorie Miana, ons moet net gou in die nuus ingaan, maar ons is nou terug by jou. Ontbyt met Dopie en Nina, jou mense, my mense, so op 'n Woensdag. So by ons in die studio is 2 ongelooflike vrouens, die CEO van Jacaranda en Louis Botha Kinderhuise, Charlene Grobler, en spraakterapeut Marlies Delport, en op die lyn het ons ook vir Miana Spies wat daai weighted teddies maak. So Miana het vir ons 'n kwotasie uitgereik, want toe Soenetjie met julle gesels het,
het jy, ek dink is Marlies, gesê daar's so 37 kinders uit die Louis Botha kinderhuis en 67 kinders uit die Jacaranda kinderhuis wat regtig kan baat by die Weighted Teddies. En Jana het vir ons 'n quote bymekaar gesit en die bedrag loop so R30.200 nou. Ons het net gehoor daar's omtrent nie geld vir kos en skoonmaakprodukte nie, waar nog vir teddies, maar hierdie teddies kan soveel waarde byvoeg en dit is ons groot voorreg hier by Groot FM 90.5 uit ons omgerekening saam met Salrock Mining Services om 50-50 in hierdie ding in te gaan en al daai teddies is hier so reg vir julle om na die huis te vat. Julle, dis fantasties. Ja. En dan Miana, het jy nog so ietsie om by te las? Ek gaan verseker nog 'n bietjie bysit. Ek sal teddies bygee vir kindertjies wat dalk nog moet bykom, want dit is nou die getalle van die kindertjies wat daar is, maar ons weet nie wanneer daar maatjies bykom nie. So ek sal 20 teddies ekstra gee vir as daar maatjies bykom wat 'n teddy goed, want as een 'n teddy hê, moet almal 'n teddy hê. Ons kan nie uitsonderings maak nie. En ons is definitief in die proses om te kyk vir nog borge, sodat ons vir die ander kindertjies wat teddies nodig het, ook elkeen 'n teddy kan gee. Ek dink daar kort nog iets soos 200 dink ek kinders in die ander kinderhuise, nee. Ja, in die ander kinderhuise, so ons werk daaraan en ons gaan alles in ons vermoë doen om seker te maak dat elke kind daai bietjie drukkie of daai bietjie geborgenheid kan kry. Miana, baie dankie, ons waardeer dit regtig en dit gaan 'n groot verskil maak. Ek kan nie wag om die foto's te sien wanneer daai teddy sal aankom en net die glimlagte, jy weet wat dit gaan bring nie. So baie dankie vir jou. Dankie vir julle ook dat julle hierdie platform gebruik om hierdie wêreld net so 'n bietjie beter te maak as wat ons hom gekry het. Dit is net ons voorreg, Miana. So daar en daar's nou 'n ekstra een vir die personeel daar by die kinderhuise, nê. Charlene het trane in haar oë, maar ja, behalwe dit het Alpha Pharmacies ook aan boord gekom en gesê, en ek dink hierdie is ook 'n groot nood met 100 pakke sanitêre doekies vir die 2 kinderhuise waarby julle betrokke is, onder andere. Dis bietjie overwhelming. Ja. Ons hou daarvan om dinge so te doen en ons het ongelooflike mense wat deel is van ons Groot FM familie. Ek het 'n spesifieke boodskap nou gekry en ek gaan die inligting deurgee aan Sunay. Want die persoon wil nie sy naam genoem hê nie, maar hy wil ook graag 'n bydrae maak vir die kinderhuise daarso by julle. Hy gaan uitreik na julle toe en hoor wat is die grootste nood, of dit nou is om koskaste vol te kry hierdie maand, of is dit dalk skoonmaakmiddels, of is dit nog teddies. Julle kan met hom gesels. Hy wil net betrokke wees, hy wil nie sy naam genoem hê nie, hy wil nie sy maatskappy genoem hê nie, maar weet net, daar is 'n engel wat oor julle pad gestuur is en hy gaan met julle kontak maak en is 'n ongelooflike ou. So ek wens ek kon 'n nommer of 'n bedrag op iets sit, maar soos wat ek hierdie ou ken ook, gaan hy dit dinge doen oorvloed. Ja, so ongelooflik baie dankie aan jou. Jy weet wie jy is, my vriend, en ons waardeer dit. En dankie vir die ongelooflike werk wat julle doen, ja, en die mense vir wie julle is, en dat julle daai kinders so onder julle vlerk neem en 'n toekoms vir hulle gee. Hou moed, is wat ek sê. Ek weet dit is nie elke dag maklik nie, want mense wonder waar gaan ons môre vir die kindertjies voer en wat's volgende. Hou moed, want julle is regtig engele. Julle is gestuur om te doen wat julle doen. Julle is rolmodelle vir daai kinders. En ons is so dankbaar vir julle wat daai werk kan doen, want ek sal dit nie kan doen nie. Ek sal elke dag chang. En ek is nogal 'n tawwe ou in my kakie, maar dit sit nie in almal se broek nie, so dankie. Maar wat ons ook sal doen is, iewers gaan ons 'n gesprek voer. Ons sal die moeilike gesprekke voer met die mense in die government om te hoor hoekom en waarom. En hopelik kan ons 'n bietjie duidelikheid op dit ook sit. So ek sal op my nie op ontbyt sal ons spesifiek daai gesprekke ook aansit, sodat ons clarity kan kry vir julle en dat dit makliker kan wees in die toekoms. Dankie, dit sal 'n groot verskil maak. Julle hou ons aan die gang en dankie dat julle ons altyd ondersteun. Ja, ek wil ook net dankie sê, want sonder die gemeenskap kan ons dit nie maak nie. Absoluut. Spanwerk. So ons het nou gesê ons gaan daai lysie, as iemand wil betrokke raak, gaan ons dit sit op die kinderhuise se Facebookblad. En ek dink sommer op Groot FM se Facebookblad ook. Dan weet jy wat die nood is, en as jy wil betrokke raak, weet jy waartoe om dit te kanaliseer.
en hoe om te help. So baie dankie julle twee en dankie aan almal wat vandag se jou mense, my mense moontlik gemaak het.